Welkom by ons video oor projekrisikobestuur. Vandag gaan ons ondersoek hoe om ontwikkel 'n risikobepalingsmatriks, 'n belangrike instrument vir die evaluering en prioritisering van risiko's in enige projek. Kom ons delf in die komponente en toepassings daarvan. 'n Risikobepalingsmatriks help visualiseer risikovlakke deur hulle uit te stip gebaseer op waarskynlikheid en impak. Hierdie visualisering help om te bepaal watter risiko's onmiddellike aandag benodig en hoe om effektief te reageer. Om 'n matriks te ontwerp, plaas waarskynlikheid op een as en impak op die ander. Hierdie roosterformaat laat jou toe om verskillende risiko's te plot vlakke, wat 'n duidelike beeld van potensiële projekbedreigings bied. Definieer waarskynlikheidsvlakke soos skaars, onwaarskynlik, moontlik, waarskynlik en amper seker. Hierdie vlakke help om die waarskynlikheid van elke risiko te bepaal, wat 'n basis vorm vir verdere analise. Net so definieer impakvlakke soos weglaatbaar, gering, matig, groot en katastrofies. Hierdie kategorieë help om die potensiële effek van risiko's op projekdoelwitte te meet, wat help met prioritisering. Ken punte toe aan elke risiko gebaseer op die waarskynlikheid en impak daarvan. Stip hierdie tellings op die matriks uit om risikovlakke te visualiseer, wat dit makliker maak om hulle effektief te kategoriseer en te prioritiseer. Kategoriseer risiko's in ernstigheidsvlakke soos laag, medium, hoog en ekstreem. Hierdie kategorisering help om hulpbronne op hoë ernstige risiko's te fokus, wat verseker dat kritieke bedreigings vinnig aangespreek word. Ten slotte, 'n risikobepalingsmatriks is noodsaaklik vir gestruktureerde risiko-evaluering en prioritisering. Deur te fokus op hoë impak en hoë waarskynlikheidsrisiko's, kan jy effektiewe reaksiestrategieë ontwikkel. Dankie vir die kyk en sterkte met jou projekte.